Dit lyk na 'n paar angstige oomblikke, of hoe enige iemand sal benoud raak as jy hierna kyk en sien hoe die aarde 'n mens insluk. As jy dit egter vrywillig doen, is dit 'n ander saak. Want daar wag aan die ander kant van die noutonneltjies en skeure 'n wonderwêreld van rotsformasies, klipsale, stalaktiete en stalagmiete in die donkerte. Ja, dis die hartjie van een van Suid-Afrika se goue oues, die Kango-grotte. Deesdae besoek ongeveer 250.000 mense elke jaar hierdie grotnetwerk in die Swartberge, op die grens tussen die Klein en Groot Karoo. Die eerste besoeker was Jacobus van Zyl, wat die grotte in 1780 ontdek het. Die eerste groot vertrek wat 'n mens binne die ingang teekom, die Van Zylsaal, is na hom genoem. Toergids Christel Visser vertel meer. He entered using the same entrance we did. That was on the 11th of July, 1780. Unfortunately, no stairs were raining to help him down. So they lowered him down into this chamber. That was by means of a rope down that precipice. The only source of light he had with him was a tiny oil lamp similar to the one right in front of you. Hierdie eerste deel van die grotnetwerk is oor die jare verder en verder verken en areas wat deesdae oop is vir besoekers word Kango 1 genoem. Maar dieper in lê daar nog tonnels en vertrekke, Kango 2 en 3. En die gesamentlike grotnetwerk is sowat 5 km lank. Jy kan een van 2 toere deur die grot volg. Die standaardtoer neem jy van die Van Zylsaal deur verskeie tonnels en verby rotsformasies tot by die sogenaamde Drum Room. Die avontuurtoer begin hier en strek dieper die donkerte in. As jy entevrees het, moet jy liefst die standaardtoer doen, want die spasie waardeur 'n mens op die avontuurtoer moet kruip, beer en seil raak baie knap. Daar is die skoorsteen, Tunnel of Love en die posbus. En jy moet hier. Daar's nie plek vir omdraai en terugseil nie. En ja, daar het al mense in die Kango se gangetjies vasgesit. Dis nogals bedompig so diep in die aarde se maag, maar daarom nie te onaangenaam nie. Ons het 'n GoPro-kamera op die kop gesit en in die donker deur die noutes gedruk. Kyk 'n bietjie hierso. Maar as jy gedink het, hierdie is maar net 'n diep donker gat, dink weer. Hier is formasies en strukture in die grotte van miljoene jare oud, wat spog met name soos die orrelpype en die leunende toring van Pisa. There's the column. Stalagmite from the floor upwards, stalactite from the ceiling downwards. There we have the joining point of the two formations. This one is nicknamed the Leaning Tower of Pisa. It's about 270,000 years. En moenie bekommerd wees nie, hier's geen grotmanne of ongediertes nie. Selfs die hordes vleermuise wat in die Kango-grotte woon, gee bedags pad wanneer besoekers sal rus kom versteur. As jy nog nie hierdie goue oue besoek het nie, maak 'n plan en gaan.